just another prophet, not just another teacher. He was the one the world had been waiting for, the one to deliver us from captivity, the son of David and Abraham's chosen seed. He is the goal of the Mosaic law, Yahweh in the flesh. He is the one to establish God's reign and rule, to heal the sick, give sight to the blind, freedom to the prisoners, and proclaim good news to the poor. This Jesus was the Creator come to earth and the beginning of a new creation. He embodied the covenant, fulfilled the commandments, and reversed the curse. This Jesus is the Christ that God spoke of to the serpent, the one prefigured to Noah in the flood, the one promised to Abraham, the one guaranteed to Moses before he died, the one promised to David during his reign, the one revealed to Isaiah as a suffering servant, the one predicted through the prophets and prepared for through John the Baptist. He is the Father's Son, Savior of the world, and substitute for our sins. More loving, more holy, and more wonderfully terrifying than we ever thought possible. He is our Jesus, and there is no other king like him. He is our God, our glory, our victorious Savior. There is no other king like him. There is no other king. Wat kom by jou op as jy die woorde hoor, Jesus het opgestaan? Nou, ek het hierdie week, terwyl ek voorberei, so dink ek al aan, en dis dalk nou net my ouderdomsgroepering, so die ouens dalk bietjie jonger as ek, jy weet, julle gaan dit dalk nie beleef nie, maar jy weet, ek sal nogal dankbaar wees as ek kan oggend opstaan sonder pyn. Yes. Nou, ek kan maar sê, dan weet jy leef. Nee, die tweede ding is, ek sal nogal like om op te staan en ek hoef nie 'n bril aan te sit nie. Ek soos jy weet, want daar was 'n tydperk in my lewe waar ek redelik 20/20 vision gehad het, dit het nog gewerk. Ek dink ek sal regtig wil opstaan op 'n oggend en net al my varkies in 'n ry kan hê. Jy weet, alles wat ek moet onthou, sal ek onthou. Ek weet nie of jy daar is nie. Nee, of jy is nie nou. Okay, dis net ek. Liefie, sorry man, dis net ek. Maar is die ding, is dat, ek dink baie keer wanneer ons oor die opstanding van Jesus praat, dan het ons 'n spesifieke verwysing ten opsigte van wat die opstanding eintlik beteken, en ek glo, ons mis 'n klomp goed. Want ek glo ons mis wat eintlik God vir my en jou wil laat verstaan oor die opstanding. En die toekomshoop van die opstanding. En wat dit vir ons beteken en wat dit vir ons instoor het. En daarom vanoggend gaan ons 'n bietjie stil staan in 1 Korintiërs 15. Paulus natuurlik wat aan Korinte skryf. Hy het 3 briewe geskryf, maar ons het net 2 natuurlik wat ons het, maar op die einde van die dag wat ons verstaan dat die kerk ontstaan in Korinte, Paulus plant hom en daar's 3 groeperinge, nee, nou daar's meer as 3 groeperinge, maar die hoofgroeperinge in hierdie omgewing is natuurlik die Romeine, dan is daar hierdie ouens wat filosowe is, dis die Grieke, en dan die Jode. Hulle is die godsdienstigdes. So nou moet jy verstaan, so hierdie ouens kom tot geloof, en nou word hulle deel van hierdie missie van God. Nee, hulle is nou deel van die kerk, en 'n klomp van hulle kulture trek in die kerk saam in. En so ek kan net so 'n bietjie daaroor stil staan en dink, is dat nommer 1, omdat hierdie Romeine is die ouens wat met mag alles oorgeneem het, wil hulle alles met geweld doen. Dan was daar natuurlik hierdie ouens wat die slim, die wyses was, die Grieke, hulle soek intellektuele vryheid, nee, en dan is daar ouens wat 'n spesifieke verwysing gehad het ten opsigte van moraliteit, en daar was daar absolute laksheid ten opsigte van dit, en dan was daar hierdie groot ding, persoonlike selfsugtigheid. Wat klink het so bietjie bekend? Paulus skryf vir die Korintiërs omdat hulle die uniekheid van wie ons in Jesus Christus geword het, en deur wat hy kom doen het aan die kruis, en natuurlik die opstanding mis.
En dat ek en jy by 'n plek kan kom om te sê dat, verstaan ons die uniekheid? Verstaan ons unieke boodskap? Want ek dink as ons sukkel om dit te verbaliseer, is hoe vertel ons vir ander mense oor wat gebeur het? Hoe help ons mekaar? En ek dink Paulus in 1 Korintiërs 15 bring hy hulle terug na 'n plek toe om iets te kan ontdek. En ek wil net saam met my lees. Hy sê, broers, en dit is vers 5 is reg 1 tot 5. Broers, ek herinner julle aan die evangelie. Nou die evangelie is evangelion, wat beteken goeie nuus, en goeie nuus is alleenlik goeie nuus as dit vir ons almal goeie nuus is, Dit is waar dit gaan. Hy sê die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, en wanneer ek praat van aanneem, praat ek van dit ek maak dit my eie, en waarin julle ook vas staan, so dit beteken ek is onbeweeglik in dit wat ek nou my eie gemaak het, en waardeur julle ook verlos word. So die realiteit is, verlossing praat van herstel, dat ek en jy kan word wie ons bestem is om te wees, dis waartoe hy gaan. En nou sê hy, mits julle vashou aan die evangeliewoord wat ek aan julle verkondig het. So hy sê, luister gou, jy moet nou verstaan, as jy nie hier aan vashou nie, dis wat hy volgende sê, hy sê, dan jou geloof is eintlik vergeef. Dit het geen waarde nie. Dit het geen toekomshoop nie. So as hierdie evangeliewoord nie in my en jou gestalte vind nie, en ons daarin vas staan, as ons toelaat, laat enige iets anders daar inkruip, of weggeneem word. Waarop ons geloof dan gebaseer? En nou kom hy, en nou sê hy, hoor gou, want die wesenlike, nou as ons daai woordjie wesenlike, want ons weet baie keer Afrikaans in sy verwysing het al ontwikkel, maar dit beteken eenvoudig as die kern van wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer het, is die volgende. Wat is die kern van ons evangelie? Wat is die kern van hierdie goeie nuus? Christus het vir ons sondes gesterf. Volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12 en dan sê hy toe aan 500 en op die einde van die dag ook aan hom as Paulus. So hy bring ons by 'n plek en dan sê hy, luister gou, die skrifte, en net vir jou en vir my, en net om te verstaan, dis nie hoe ons die Bybel vandag het met die Nuwe Testament nie. Die skrifte was net die Ou Testamentige geskrifte wat hulle gehad het. Okay, en daarin is daar so iets duidelik wat plaasgevind het. As jy Vrydag by die Paasverproduksie was daar hierdie gedeelte waar die manne van die Maas, wat hulle moes loop, en Jesus verskyn en hulle herken hom nie eers nie, maar soos wat hy met hulle begin praat, begin daar iets wakker word in hulle, en dan wat doen hy? Hy maak hulle gedagtes in hulle oë oop, om die evangelie, wat is die evangelie? Dat Jesus Christus moes sterf, begrawe word, en op die 3de dag opgestaan het. So ook dan aan sy disippels. En die realiteit is, okay, so hierdie is die kern van ons evangelie. As ons dit mis het, dan is ons die goeie nuus. En hy sê, dis wat hulle verkondig het. Dis was hulle fokuspunt. So dink gou net daaraan. So in die skrifte, moet daar dan getuienis wees, of nie getuienis wees nie, profetiese woord gewees het, ten opsigte van hierdie gebeure, reg? Want hoekom lees ons anders die Bybel? Ons lees die Bybel om te ontdek, wat? Die goeie nuus. Wat vas staan vir my en jou, en dan, as ons by 'n plek kom om te sê dat die skrifte het sy sterwe profeties vooruitgesien, is dit Jesaja 53, waar jy dit kan gaan lees. Vers 1 tot 12, kan jy gaan lees, waar Jesaja profeteer, dat hy vir ons sou sterf, sy liggaam, vir my en jou, daardeur het daar vir ons genesing plaasgevind. Nee, dan as ek en jy verstaan dat hy begrawe sou word, Psalm 16 help ons om daardie gedagte te sê, wat hy sê, hy sal hom nie in Hades los nie, luister dat daar hierdie uiting is, ten opsigte van wat sou met Christus gebeur het, en dan natuurlik die probleem wat baie keer ons sukkel om in te lees, is die 3 dae. Want hy sê die skrif het daar ook getuig. Nou Jesus gebruik dit eintlik, wanneer ouens tekens soek. Jy weet ons so baie keer is ons in ons lewe, maar as jy vir my 'n teken wys, dan sal ek glo.
En Jesus sê vir hulle, die enigste teken wat ek vir julle gee is wat? Jona. Jona? Ja, Jona. Jona is deur 'n vis ingesluk. Ons nog ouens wat sukkel met hierdie konsep van hoe kan 'n vis 'n mens insluk? Alraai. Ek weet nie of jy al 'n walvis gesien het nie, maar daar's redelike groot ouetjies wat daar buite kan rondswem. Maar anyway, so hierdie vis sluk vir Jona in, waar hy 3 dae in sy maag gaan spoeg hom uit. Maar daar's 'n interessante gedeelte, wanneer ons net so bietjie teruggaan in die Ou Testament, na waar Abraham geroep is. Want dan is die belofte is in Abraham en sy saad, net dis wat ons ook in Hebreërs lees. Right, Abraham en sy saad, en dan wat gebeur is dat God sê vir Abraham, offer jou seun. Offer jou belofte. En dan gaan Abraham. En almal sê ja, dit was 'n tiener, so dit is baie maklik om hulle te offer. Maar anyway. Stap met Isak. En natuurlik 'n berg wat vir hom getoon word, nê. Nee. En dan in hierdie proses kan jy vir jouself dink, hoe offer 'n pa sy seun? Iewerste moet jy afstand doen, of iewerste moet jy 'n ander begrip hê. En dit is wat die Hebreërs skrywer skryf, hy sê dat Abraham is geregverdig verklaar omdat hy geglo het. Wat het hy geglo? Dat God, al offer hy vir Isak, hom lewend kan maak. En interessant is, nou loop hierdie tiener saam met sy pa, nee, en dan sê hy, hey dad, ons was al baie offers gewees, nee. John, waar is die bok? Of die ram, eintlik wat hy vir hom vra. Dan sê Abraham vir hom iets spesifieks. Hy sê vir hom dat God homself sal voorsien. Is dit nie mooi nie? God homself sal voorsien. God het mens geword en wat kom doen vir my en hy kom sterf. So nou sê hy, hierdie goed is vasgevang in die skrifte. En dit is waarop ons nou ag moet slaan. En ons het nou nodig om iets te verstaan en daarom wil ek met jou eers by vers 34 kom en dan teruggaan eintlik met sy redenasie ten opsigte van 'n klomp goed wat hierdie verskillende groeperinge geglo het. So in 1 Korintiërs 15:34 sê hy, wees nugter in julle denke. Hierdie wees nugter is awake. Kom nou net, kom uit jou slaap uit, raai, soos dit hoort en moenie sondig nie. Sommige van julle het helaas geen kennis van God nie. Dit sê ek tot julle skande. So hy begin eintlik, en as ons hiervan af teruggaan, om ons te kan help om te sê, hoor gou, weet jy wat, daar is soveel ouens wat nie nugter oor die goed dink nie. So as ons nou gaan praat oor die 3 groeperinge, en ons sê, okay, daar is hier die Romeine, hulle het glad nie geglo in die opstanding, nee? Hulle het gedink, jy is dwaas, as jy daarin glo. Maar dan was die Grieke het heel anders te gedink. Die Grieke het gedink dat my en jou liggaam eintlik 'n doodskis is. So ons kan nie tot ons volle potensiaal kom nie. En dan was daar die Jode. Nou die Jode was 2 groeperinge. Die Fariseërs, hierdie skrifkenners, raai het geglo in die opstanding, maar wat het hulle geglo in die opstanding? Dat ons in ons gees gaan opstaan. Dis nie 'n fisiese opstanding nie, geestelike opstanding. Wat het die Sadduseërs, dis die ander groepering, nee, Sadducees, baie jammerswaardige groepering. Raai wat het hulle geglo? Hulle het glad nie in die opstanding, hulle het nie in engele geglo nie, hulle het niks van daai goed geglo nie. So kyk gou wat sê hy. Kyk hoe bring hulle in daai gesprekke. Nou, hoor gou, hierdie ouens wat geglo het, laat luister, die opstanding is 'n realiteit, maar die opstanding is nie vleeslik nie. Hoe het hulle dan gelewe? Hulle het in sonde gelewe. Hoekom? Want hulle het gesê die liggaam het geen waarde nie. Nou sê hy, wow, dink gou net nugter daaroor. Kom met jou slaap uit, word wakker. Hallo? Hoe kan jy sê jy het opgestaan, maar jy lewe nie volgens dit wat jy glo nie? Dis mos nie reg nie. Dis mos teenstrydig teenoor mekaar. En die ander groepering, dis dan vir daai ouens wat, hoe kan jy nou sê, ja, daai ou, wat ons nou net begrawe het, hy gaan weer opstaan? Wat van die seerhowers? Wat van hierdie ouens wat opgeblaas is? Wat van hulle? En interessant is, hy sê, hulle ken nie God nie. Hy bring hulle by 'n plek om te sê, wag 'n bietjie, as ek en jy God ken, dan gaan ons mos verstaan dat alles vir hom moontlik is. So hoekom vra ons eers hierdie vraag? Ons moet anders te dink hieroor en dis waartoe ons vat. Ons het nodig om te besef, wag 'n bietjie. Ons het nodig om ons denke te vernuwe met betrekking tot wat hy vir ons het.
En nou begin Paulus met sy redenasie. Nou hoor wat sê hy. Hy sê, as daar nie opstanding is van die dooies nie, dan het Christus nie opgestaan nie. Oeps. So as jy nie glo in die opstanding van die dooies, en wat hy daarmee bedoel is, die opstanding van die dooies eendag. En julle sal nou sien waantoe hy ons vat in hierdie gesprek, nee. Eendag, wat gaan gebeur? Wanneer alles niet gaan wees, wie gaan opstaan? Ons almal. Want hier is die probleem, anders dit ons 'n skeiingsteologie. En dis waantoe ons probeer vat. Ons sê, wag 'n bietjie. Ons moet nou ons redenasie reg kry. As ons sê die dooies gaan nie opstaan, dan het Christus nie opgestaan nie. En as Christus nie opgewek is, soos wat ons dit verkondig is nie, dan is ons geloof sinloos. Want ek gaan gaan, waar lê jou hoop? Want ons het Hebreërs 11 vers 1, geloof dan is 'n vaste vertroue in dinge wat ons hoop. Ons het Hebreërs 2 wat ons help om te sê dat luister gou-gou, as ons nou verstaan wat Jesus Christus kom doen het, dat hy sy koningskap kom opneem het, dat hy hierdie wêreld wat gebroke is weer by 'n plek kom om dit te herstel, waar lê ons hoop? En ek dink baie mense hoop om hemel toe te gaan. So ons vestig ons hoop op die oomblik wanneer ons hemel toe kan gaan. Ek wil net weet ek is reg. Maar wag 'n bietjie, is dit hoop? Is hoop dalk nie iets wat ek en jy moet verstaan, dat as Jesus vir my nou sê, luister gou, ek is die skepper van alles, dis wat Hebreërs ons daartoe bring, nee, Hebreërs 1 help ons om te verstaan, dat in die ou tyd het hy gepraat deur die profete, dis hoekom ons sien dat in die geskrifte hierdie goed is, maar in hierdie tyd, in hierdie eindera, in hierdie tyd van sy koninkryk, praat God deur Christus, deur Jesus sy seun, nee, hy openbaar homself, en dan sê hy vir ons, wag 'n bietjie, wat ek en jy nou moet verstaan is, hy is die skepper van alles, deur sy woord word alles onderhou, nou moet ons vir mekaar sê, okay, maar wag 'n bietjie, wat bedoel hy hiermee? As my hoop dan net gevestig is, ten opsigte van om hemel toe te gaan, wat dan van hierdie aarde? As God my op hierdie aarde geplaas het om te kan ontdek wat lewe is en dit in oorvloed, wat hy eintlik vir my kom gee het, en hoe hierdie wêreld eintlik vir my en jou geskep was, is ons hoop dan verkeerdelik geposisioneer dat dit eintlik moet wees oor hoe hierdie wêreld dan weer kan wees? Want dis waartoe hy gaan. Hy gaan in hierdie gesprek dat ek en jy ons hoop plaas in wat? Luister, dat hierdie wêreld weer sal wees soos God dit bestem het. En daarom het ons nodig om op te staan uit die dood uit. Want hoe anders te gaan ons hierdie wêreld beleef as ek en jy nie fisies opstaan nie. As ons nie in ons fisies deel van hierdie wêreld is nie. En dis wat hy kom en hy sê, want luister, as ons dan sê hierdie opstanding vind plaas, en dit is nie regtig so nie, dan is ons eintlik vals. Dan gaan God eintlik ons skuldig behou ten opsigte van hierdie. Dis waartoe hy gaan. En hy sê, as Christus nie opgewek is, dan is ons geloof vergeefs. Want dan is ons nog vas in ons sonde. En dan diegene wat verslape het, dan is hulle verlore. Daarom sê hy vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 19, hy sê, indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is. Dat ons by 'n plek moet kom te sê, wag 'n bietjie, ons lewe in hierdie lewe en al waarop ons hoop is dat Here kom haal ons net. Dat hierdie lewe net moet verbygaan. Dan sê hy vir ons dat ons is die mees bejammeringswaardige van alle mense. Dat ons sê, laat luister, gou, hierdie is die aangrypende evangelie, dat Jesus Christus gekom het om my en jou net hier weg te vat. Wat se hoop is daarin? Want onthou net,
Hoop kan alleenlik hoop wees as dit nie vervul is nie. Ek kan nie hoop om vanaand te eet en vanaand eet ek en dan hoop ek nog steeds om te eet, nie? Nee, daai hoop is mos nou vervul. Soos hy sê dat ek saam met Christus reeds opgestaan het uit die dood uit, dan kan ek nie hoop dat ek nog moet wat nie. Opstaan nie. Want dan het ek mos nou opgestaan, of het ek nou nie opgestaan nie. Wel, dis die realiteit, soos ons kyk na hierdie lewe en hierdie wêreld, dan moet ons vir mekaar sê, maar wag 'n bietjie, as ons oor hierdie goed praat, wat is besig om te gebeur? Waartoe vat Paulus ons in hierdie gesprek, dat ek en jy kan ontdek? Wag 'n bietjie, is ek besig om te glo, dat ek nigter is van denker, dat ek nou besig is om hierdie goed reg te redeneer, en dat ek op die einde van die dag leer wat God vir my en jou sê, dat ek hom leer ken? Paulus help ons om te sê dat hierdie Christus, Jesus wat mens geword het natuurlik, sy koningskap opgeneem het, sodat wat moet hy doen, sodat hy regeer as koning, tot wanneer? Tot wanneer hy weer terugkom. En as hy terugkom, wat sal plaasvind? Dat hy sy koningskap wat gaan doen? Aan God gaan gee. Hoekom? Want in daardie oomblik gaan alles weer een wees en herstel wees. En daarom sê hy, dan sal God alles en in almal wees. Kyk gou, hier is 'n hoop van 'n toekoms van hoe sekere goeders dan vir my en jou gaan lyk. Paulus praat dan, want hier is die probleem is, okay, maar hoe gaan ons liggame dan wees? Want as ons hierdie nou glo en ons sê, okay, wag 'n bietjie, joh, okay, jy het 'n liggaam nou en jy gaan weer 'n liggaam hê? Yes. Okay, nou wag 'n bietjie, hoe gaan daai liggaam lyk? En nou sê Paulus die interessante ding, hy sê jou liggaam is 'n saad. Nou, ek wil jou nou vandag vra, nee, as jy nou pampoensaadjies gaan plant, wat verwag jy moet opkom? Okay, nou, dis wat hy sê. So hy sê jou liggaam is 'n saad, so as jy sterf, wat gaan opgewek word? 'n Liggaam. Want hy sê aan almal is, al hierdie lewende wesens is spesifieke liggame gegee. Nee, aan 'n visliggaam. Want wat moet hy doen? Hy moet in water kan swem. En dan sy diere, nee. Hy praat van plante, van voeltjies. Hy praat van hierdie het elkeen sy eie liggaam. So jy gaan nie sterf en 'n ander liggaam wees. Want dis baie keer ons probleem. Wie gaan ek nou wees? Maar jy gaan nie engel wees nie, want 'n engel het sy liggaam. En jy het jou liggaam. En dis waartoe ons wil bring. En daarom wanneer ons praat oor die opstanding, wil hy hê ons moet verstaan. Wag 'n bietjie, opstanding vind nie plaas as ek en jy sterf, dat ons in Christus is, dan het ek opgestaan. Nee. Opstanding vind plaas wanneer wat gaan gebeur? Wanneer hierdie alles nuut gaan wees. Nou hoor wat sê hy. In 1 Korintiërs 15:45. Hy sê, so staan daar immers geskryf, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. En die laaste Adam het egter 'n lewendmakende gees geword. Kan jy gou iets hoor? Lewende wese, vlees. Lewendmakende gees, gees. Wat kom maak Christus lewendig? My en jou wese. Ek het gekom sodat julle lewe in dit in oorvloed kan doen. God bring ons by 'n plek om te kan ontdek en sê, wag bietjie, ek en jy moet nou verstaan. In Adam het ons 'n spesifieke verwysing gehad. In Adam, kan ek jou gevra, is jy nog steeds in jou liggaam? In Adam? Right, is nog steeds in hierdie verwysing. Hoekom? Want hierdie wêreld het 'n spesifieke konteks. En vir my en jou, ons kan nie 'n ander liggaam hê in hierdie tipe wêreld nie. Hierdie liggaam is juis aan hierdie wêreld onderworpe. Nou kom hy, dan sê hy, soos ons die beeld van die stoffelike mens gedra het, so sal ons die beeld van die hemels dra. So hy trek hierdie twee goed in mekaar om te sê dat, luister, op aarde kan ek nie met 'n hemelse liggaam leef nie. Hoekom? Want hier is iets nog aan die gang wat ek en jy moet verstaan. En dis waartoe ons vat in 15:50, hy sê, dit is wat ek bedoel, broers, die mens van vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. En die verganklike beerf nie die onverganklike nie.
So hy help ons om by 'n plek te kan kom te verstaan. En daar is 'n gesprek wat hy het met Nikodemus. Nou Nikodemus, en jy kan dit gaan lees natuurlik in Johannes 3 tot 6. Nikodemus, en baie van ons vra baie keer die paswoordvraag. Is jou paspoort gestamp? So as jy daar in die hemel kom, nê, en dis mos so baie keer die beeld is, dan staan ons daar vir die pearly gates. Nê, en daar's ons 'n engel, sy naam is Gabriel. Right, en hy het die boek van die lewe daar. En dan wat jy doen is, jy kom aan met jou paspoort, dan vra hulle vir jou, wie's jy weet, dis mos die gedagte. En dan, nee maar, okay, ons sien nie jou naam hier in die boek van die lewe nie, okay, maar wag bietjie, my paspoort is gestamp. Dis wat Nikodemus hom vra. Hy sê, hoe kom ek in die koninkryk van God? Dan sê Jesus vir hom, daar is nie 'n manier wat jy in die koninkryk van God kan inkom nie. Nou, dis presies wat Paulus hier so skryf. Hy sê, vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou, wat sê hy vir Nikodemus? Nee, jy moet wederbaar word. Nou, hier is ons probleem, is dat die meeste van ons glo baie keer, wanneer ek tot geloof kom, wat het plaasgevind? Wedergeboorte. Dis nie wat hy hier sê nie. Want as jy reeds wederbaar was, sou jy 'n nuwe liggaam gehad het, want jy's een. As ons dan glo, as ek sterf en ek glo in die opstanding, ek glo in die vleeslike opstanding, dan kan ek alleenlik wederbaar wees as my liggaam opgestaan het, want dis wie jy is. Jy is nie uit mekaar uitgeskeer nie. Dis nie jou gees wat eendag, want dis hoe hulle geglo het, jou gees wat eendag gaan, en nou wat is jy nou gees nie? Nee, hy sê, luister gou, as jy 'n saad plant, dit is wat opkom, dat ek en jy moet verstaan, en hierdie is die gesprek. Hy sê, vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie, maar wat moet gebeur is, dat ons moet wederbaar word, in volheid om hierdie koninkryk van God. So wat moet plaasvind, is dat dit wat verganklik is, moet verander in onverganklikheid. Is jy nog met my? Want ek weet, partykeer kan hierdie goeters, want dit krap partykeer ons ratte, nee, soos dat, jy van wag 'n bietjie, ek het iets geglo, nou sê jy vir my iets anders dan, nee, ek sê niks nie. Ek sê vir jou wat Paulus vir ons skryf, oor wat Jesus kom doen het, dit kom vervul het, sodat ek en jy kan ontdek, wow, wag 'n bietjie, waar lê my hoop? Nou sê hy, en wanneer hierdie verganklike met onverganklike en hierdie sterflike met onsterflike bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Wat is daar die woord? Dood is verslind. Kan ek jou gou vra, gaan ons nog steeds dood? Nee? Ek wil net seker maak, ons almal is hier, want hy het nou gesê, dink nigter. Kan ek jou weer vra, gaan ons almal nog doodgaan? Sien ons nog sterfte aangaan? So dood is nog nie verslind nie. Nou sê hy, die dood is verslind in die oorwinning. Op daardie oomblik, wat ons koning Jesus Christus terugkom, om wat te doen? Om dit wat verganklik is, te verander in onverganklikheid. Dit verander wat sterflik is in onsterflikheid. Wat sal op daardie oomblik plaasgevind het? Dood, waar is jou angel? Want dan kan ek en jy nie meer sterf nie, want ons is nou onvergang. Mense soek altyd na ewige lewe. Ek wil te lank leef. Luister, jy kan nie met hierdie liggaam in hierdie omstandighede, in hierdie omstandighede leef nie. Jy kan nie. Jy het 'n nuwe liggaam nodig. Nuwe properties in daai liggaam. En ons het nie nou tyd om daarin te gaan nie, maar hierdie is die realiteit wat ek en jy onsself moet inbevind, om te verstaan dat dit is die hoop, dat wat gaan God doen? God gaan my en jou nuut maak, vir wat? Vir hierdie aarde. Want hoekom sal hy die aarde skep, en dat ek en jy die weelde van dit wat hy geskep het, moet beleef en ervaar, as hy dit net gaan wegvat? Ek wil tog weet, hoe voel dit? Om op hierdie aarde te leef en dit te geniet, soos wat God het bestem is. Dink net daaroor.
kyk waartoe vat hy ons. Hy sê, die engel van die dood is die sonde. Is die nog sonde teenwoordig? OK, doen jy nog baie keer sonde? Nou sit soos in, nee, glad nie, Abries. Is nie 'n sterk vraag nie, dis om 'n realiteit vir jou te openbaar, dat yes, ons doen nog baie keer sonde. Hoekom? Want die krag van die sonde lê in die wet. Nou hier is dit wat Christus kom doen het natuurlik. Nou sê hy, maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur die Here Jesus Christus. Kan jy oor dit oorwin, oor die dood oorwin, op jou eie? Nee, kan jy die wet onderhou deur jou eie? Nee, so wat het heerskappy? Dood. Wat het Jesus Christus kom oorwin? Die dood. Dit wat ons in slawerny gehou het, dat ek en jy nie kan leef volgens wie ons bestem is om te leef nie. Nou sê hy, maar hoor gou wat ek en jy moet besef. Hy sê dat ek en jy nou dank God, dat hy vir my en jou die oorwinning kom gee het. Maar hoe leef ons in hierdie oorwinning? Want dit is die probleem. Dit is Romeine, hoor nou vir my, Openbaring 12, wat sê, deur die bloed van die lam en die getuienis, wat doen ons? Oorwin ons oor hom wat doen? Hom wat die vyand is, wat die leenaar is, wat vir my en jou die wet voorhou, sodat ons kan besef, maar wag 'n bietjie, ons is tot dood bestem. Nou sê ons, nee, waar Christus het iets vir my en jou kom doen. Deur sy krag kan ek nou oorwin, wanneer? In hierdie lewe. Nou sê hy, daarom my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar. Stand fast in what we believe. Moenie beweeg daarop nie. En wy julle ten volle aan die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Dat ons arbeid in die Here, dat die manier hoe ons nou leef in hierdie wêreld voort gaan bring, wat dit bestem is om wat bring dit voort. Dis wat hy vir ons gesê het, nuwe lewe. Openbaring 21 vers 5. Kyk, ek maak alles nuut. En hoe leef ek en jy nou? Ons leef nou nie deur die vlees nie, want dis wat hy sê, hier het 'n hoofskuif gekom. Ons was in Adam, maar nou is ek in Christus. Wie is die hoof nou van my? Christus. Hoe werk dit nou? Ek is die liggaam, ek en jy is hierdie liggaam. Ons was in Adam. Adam het vir ons gesê, wat en hoe. Dit beteken dat dood geheers het oor die wet. Dit was sonde. Ek was in Adam, maar ek kan nie in Adam wees en in Christus nie, maar hoe is ek in Christus? Deur dit te glo. Dis hoekom Paulus in Galasiërs ons help met iets. Hy sê inderdaad, deur die wet het ek die wet afgestel. Hoe? Die wet is vervul in Christus. Bestaan die wet nog? Ja. Hoe weet ouens wat sondig is, dat hulle sonde doen? Deur die wet. So die wet bestaan nog steeds. Maar hier is die ding, ek en jy het die wet afgesterf deur die wet. Wie het die wet in my in jou lewe geword? Christus. Christus is die nuwe verbond in my en jou lewe. Dis wat ek nou nog gesê, die amazing ding ons kan mekaar nou lief hê. Hoekom? Oor hierdie wet wat vervul is, hierdie nuwe hoof van my lewe is Jesus Christus. Nou sê hy, met Christus is ek gekruisig, en ons het voorheen daaroor gepraat, om te sê ek, wie is hierdie ek? Hierdie ek is die selfsugtige wie jy is. Want ons wil nog altyd vir die Here sê wie ons behoort te wees. Hy sê, jy kan nie, hy sê, ek het afgesterf, ek is gekruisig saam met Christus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En sê hy, die lewe wat ek nou liggaamlik leef. Want onthou net gou, Korintiërs was al hierdie ding, nee, waar hulle was gedoop in die Heilige Gees, en hulle was ewe skielik geestelik. Right, en wat hulle gedoen, hulle het probeer hulle vlees onder dwang bring. Hulle het gedink, hierdie twee, onthou, die vlees is teenstrydig teen die gees, hoe hulle het gedink het, en dis baie keer hoe ek en jy geleer, ek weet nie of jy so geleer was nie, hierdie vlees van jou, jy moet dit onder dwang bring. Nee, want hierdie vlees is die chaos in jou lewe.
Nee, dis nie wat hy sê nie. Adam is die chaos in jou lewe, as ek en jy dit verstaan. As ek en jy in Adam is, dis hoekom Galasiërs, wanneer Paulus in Galasiërs skryf, dan sê hy, moenie meer na die vlees lewe nie, want die vlees is geopenbaar, Adam is geopenbaar. Dan sê hy, hierdie is die werke van Adam. Right, dis ek en jy, nou sê hy, leef volgens die Gees. En dan sê hy, hier is die Gees, dis Christus, dis die nuwe lewe, dis in Christus lewe, dis wat Paulus hier kom skryf. Hy sê die lewe wat ek nou liggaamlik leef, moet ek dit onder dwang bring? Nee, jy's een. Is jy nog met my? Right, dit wat ek nou liggaamlik leef, dit wat Aubrey nou, hier en nou leef, leef ek in geloof in die Seun van God, dit wat hy vir my gedoen het. Het dit tot volle realiteit gekom? Nee, want my liggaam gaan nog doodgaan, maar glo ek in 'n opstanding? Ja, wanneer Christus alles kom nuut maak, wanneer hy sy koningskap teruggee aan die Vader, en wat gebeur? Hy, God, gaan alles in almal wees. Nou verstaan ek, luister, ek kan nie in die nuwe bedeling met 'n ou liggaam leef nie, want hierdie ou liggaam is aan wat? Aan die dood onderworpe. Hy gaan sterf, hy is verganklik, en nou het ek 'n nuwe liggaam nodig wat? Onverganklik is. Maar dis die hoop wat ons het, die hoop dat ek met my nuwe lewe waar gaan leef, hier op aarde, en gaan ontdek hoe great dit is om wat te doen, om saam met 'n leeu en 'n beer te loop, om in 'n omgewing te loop waar daar net vrede is, geen haat, geen pyn, geen seer. Kan jy vir jouself indink, hoe lyk hierdie lewe, dis wat ek in die begin het, dat jy kan opstaan en sê, ag, prys God, daar's geen pyn nie. Alles werk. Jesus, ek het nie 'n bril nodig nie. Hierdie goeders, maar dink God in. Dis presies wat hy in die begin gedoen het. Vul hierdie aarde. Nou as ek en jy by 'n plek kom om te ontdek dat die opgestaande lewe, hierdie lewe leef ek en jy in geloof in wie? In hom. Die Seun van God, wat my lief gehad het, homself vir my oorgegee het. Nou leef ek anders, ek leef met 'n ander perspektief, ek leef met liefde, ek leef met 'n uitdrukking van lewe. Hoekom? Want ek het iets ontdek. Nou sê hy vir sy disippels, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Verander die omgewing waar jy is. Want hoekom? Want ons koning het oorwin. Beleef ek nog dood agteruit gaan? Ja, maar my hoop is in wat? In dit wat ons nie sien nie. Geloof dan is 'n vaste vertroue in dinge wat ek hoop. En die bewys van dinge wat ons nie sien nie. Ons sien nie nou dat alles onderworpe is aan Christus nie. Ons sien nie nou dat die goed onder ons voete is nie, soos waar, soos in Eden nie. Nee, maar wat ons wel sien, is hom gekroon met eer en heerlikheid. Kan jy gou vir my sê, hoe lyk hoop dan nou? Hoop lewe op 'n plek waar ek en jy besef, eendag, dis waarvoor ek my lewe neerlê. Dis hoekom ek instap in daardie spasie en sê, die koning het oorwin. Dis hoekom ek anders te leef, 'n ander uitdrukking het. Hoekom? Want daar is 'n hoop wat gevestig is, dat hierdie wêreld, waarin ons onsself bevind, alles nuut gaan wees, soos in die hemel, so op die aarde, dat ons dan in 'n onverganklike toestand gaan lewe, 'n nuwe lewe gaan hê, want ek en jy gaan opgewek wees. Dis die hoop. Dis waarom toe Paulus ons vat om te sê dat hierdie geloof maak sin. Hierdie geloof maak sin. Dat hierdie skepper van die hemel en aarde hierdie wêreld kom maak het. Na dit gekyk het en gesê het, dit is goed, en die mens gevorm het uit die stof
sy asem in het geblaas het en na ons gekyk en gesê het, dit is baie goed. Hy nooi ons in daardie spasie om te sê, kan ek jou vra om nigter hieroor te dink? Kan ek jou vra om God te leer ken vir wie hy is? Want dis hierdie goed wat maak dat ons geloof waardevol is. Dis hoekom hulle lewe kon neerlê. Dis die boodskap waarvoor hulle gesterf het. Dis hoekom hulle kon vashou. Hulle kon dit in die toekoms sien en hulle het hulle eie gemaak en het sê dat hulle dit nie beleef het nie. Maar geloof bou het. En dis juis die opstanding, sy opstanding, dat ek en jy en wie ons werklik waar is, eendag ten volle gaan opstaan. Geen meer sonde nie, geen meer gebrokenheid nie, geen meer dood nie. Dis ons hoop. En mag jy by 'n plek kom waar hierdie op net jou fokus bietjie kan skuif. Wat ek en jy glo oor Jesus Christus, oor die Seun van God, ons nou in hierdie liggaam uitleef. Sodat mense kan ontdek wie hy werklik waar is. Mense kan ontdek waar ons praat, waar ons vooruit sien. Hierdie is die aangrypende storie van 'n Jesus wat gesterf het, sodat ons lewe kan ontdek, sodat ons sonde verwyder kan word. Maar hy is nie in daardie graf gelos nie, hy het opgestaan. Hy is waarlik God. Hy is waarlik koning van die hemel en die aarde. Hy is waarlik 'n waarmaker van sy woord. Dit wat hy gesê het, sal gebeur. Nou roep hy ons en sê, kyk, ek maak alles nuut. Daarom het ons nagmaal, om vir mekaar te sê, luister, wat doen ons? Ons herinner mekaar aan sy dood, sy liggaam vir my en jou. Dit wat gebreek het, sodat my en jou liggaam eendag weer opgewek kan word, dat ons nuut sal wees. Maar hierin is die nuwe verbond deur sy bloed. Vir my en jou is daar iets groter gedoen as wat ons ooit kan dink of droom. Daarom gebruik ons dit. En daardeur verkondig ons sy dood en sy koms. Mag hierdie vir jou die evangelie word. Die boodskap wat ons aan mense kan oordra. Amen. Kom ek bid vir jou. Here, Heilige Gees, is net jy wat kan kom en hierdie boodskap verander in waarheid wat dit bestem is om te wees, sodat ons op die einde van die dag 'n nuwe uitdrukking van lewe kan hê oor wat Jesus Christus vir ons kom doen het en wat hierdie nuwe lewe vir ons bestem is om te wees. Mag elkeen van ons by daardie plek kom om te besef, as wat Paulus geskryf het, Here, dat ons nou in hierdie liggaam leef volgens dit wat ons glo. Wat glo ons? Ons glo in die Seun van God. Ons glo in die Seun van God wat gesterf het. Ons glo in die Seun wat begrawe is. Ons glo in die Seun wat opgestaan het. En dat ons net soos hy eendag gaan opstaan. Wanneer hierdie nuwe wêreld 'n realiteit word vir ons. Maar tot dan staan ons vas, onwrikbaar, en ons gee ons lewe vir U. In Jesus naam.